Goed, lekker julle, ons kuier hierso by Gert en Johan, ons gaan 'n bietjie gesels oor die hele Bradford, die Bonnier Bradford veiling wat opkom. En dan gaan ons 'n bietjie praat oor die Bradford self, hoe hulle dink oor dinge. En ja, dis manne wat sterk fase C doen, maar ook 'n klomp ander planne het en nie net in een konsep vas staan nie. So ek gaan julle saamvat, kom hoor wat julle dink, kom luister saam en ja, kom deel in hierdie lekker gesprek. Johan, hoe gaan dit? Goed om jou ETS, welkom. Dankie vir die heerlike weer wat jy hier vir ons gereël het. Dis nogal nippie en julle Anderheid as jy kom, altyd. Dis maar die tyd van die jaar. Maar kom ons begin gou deur om weg te spring oor om praat oor 'n veiling aan te bied. Dit vat ongelooflik baie moeite. Ek dink julle mens begin as jy een veiling ophou en begin mens dan die volgende veiling beplan. Baie ek dink ouens wat nie in die stoetbedryf is nie, besef nie altyd die beplanning en die moeite en dinge wat in so 'n veiling ingaan nie. Waarom volgens jou voel jy is dit belangrik dat ons produksieveilings het, stoetveilings het, nie net vir die stoetboer nie, maar vir die kommersiële mark om te sê, maar kom koop 'n stoetdier nie van die plaas af nie, maar by 'n produksieveiling. Tinus, ek dink daar gaan geweldige klomp effort en moeite in produksieveiling in. En dit maak seker dat ons 'n produk in die mark kan sit wat deur 'n sekere klomp seleksies gegaan het. Ons het nou so vinnig gepraat voor die tyd. Weet ons bulle gaan deur ten minste 4 seleksies. So dit is ons weet dan op die einde van die dag die produk wat die binnekant van 'n veilingsring sien is reg en ons kan daai bul of daai vroulike dier kan ons waarborg en dit is graag wat ons vir ons kommersiële boere wil gee, 'n produk wat hulle gewaarborg op is dat dit reg is en dat dit vir hulle kan waarde toevoeg. So kom ons staan 'n bietjie stil by seleksie by die bulle, ons kan later by die vroulike diere vashak. Maar as dit kom by seleksie van die bulle, dit is julle doen fase C en D op van die diere, dit is ook maar 'n seleksieproses hier by julle, maar julle was ook veel belangrik om te weet waar julle staan in terme van die res van die rasse en in die genootskap. As ons kyk na julle seleksieproses, julle stap nou deur, ek dink seker na speen gooi julle kom goedjies uit wat net nie reg lyk nie. Ja. En daar gaan ons aan en ons kyk na die res van die kuddes en wie nooi julle almal, wie kan doen vir julle keurings, hoe werk julle, want ons was as mens moet maar 'n bietjie sentiment, dis moeilik om jou eie diere uit te gooi soms. Is beter om iemand te kry wat geen sentiment het nie, wat nie 'n voor die tyd na Bavier kyk nie, wat net so op die oog struktuur kyk en sê hierdie bly, hierdie ry. Hoe doen julle benader daai? Tinus, ja, nee, ek dink ons maak gebruik, ek dink Johan gaan my aanvul hierso, maar net om vanaf weg te spring. Ek meen die seleksieproses kom vanaf na speen en dan gaan ons so in die hele proses deur fase C, fase D en tot, jy weet, want so 'n billetjie, ek moet jy vir 3 jaar moet jy hou op die plaas voordat jy hom eintlik nou bemarkbaar is. So dit is 'n geweldige klomp geld. So ons kan nie diere hier aanhou wat nie vir ons geld kos nie. So ja, ons maak gebruik van Willemien Pieterse en van oom Hans Bester. En soos ons ook nou gesels het, jy weet, so hulle het geen sentimenteel oor daai dier wat voor hom staan nie. Ons het nog dalk 'n bietjie sentimentele waarde teenoor daai dier, want hy het dalk 'n baie goeie maag gehad, maar hulle selekteer soos wat hulle sien. En hulle doen dit baie streng en dit is graag hoe ons dit wil hê. En op daai manier kan ons die beste bulle en verse aanbied aan die mark. Johan, ek dink jy kan maar 'n bietjie daar aanvul. Nee, ek dink dit is mos al gesê het, jy weet, hou met die sentiment. Vir enige stoetboer is daar maar tog 'n bietjie sentiment aan 'n dier. En dit is so partykeer moeilik om 'n klein foutjie raak te sien as jy sentiment Nie oor te sien. Of oor te sien, jy weet, is maklik. Dis maklik om 'n klein foutjie oor te sien as jy sentiment het. En dit is maar hoekom ons gebruik maak van ervare keerders, soos Willemien en Hans, om daai gedeelte, jy weet, uit die som uit te haal en te sê ek keer vandag dit wat voor my staan en sy keer nie vir ons nie, of hy keer nie vir ons nie. Hulle keer vir ons kommersiële teeler. En hulle keer dit wat hulle weet sal reg wees vir ons kommersiële boere. As ons kyk na julle gebruik twee keerders,
En dink julle is 'n goeie dink julle dra soveel by? Ek kom na 'n plek toe, ek het my vooropgestelde idees van hoe 'n koei moet lyk en 'n prentjie moet lyk. Hulle albei sal dieselfde, hulle sal ook daai prentjie hê. Dink julle dit voeg ekstra waarde toe om daai twee mense te kry, 'n bietjie met mekaar kan debatteer, 'n bietjie met kan gesels en sê hoekom dit en hoekom daai? Ek dink definitief so. Ek dink as ons dit doen die dag in die kraal, dan is ons maar 4 dae binne en dan sprei daar maar gewoonlik 'n ding uit. Jy weet, maar ek dink dit is wel goed want dan kan 'n ou kry 'n klomp gevoelens oor sekere goed en 'n ou kry 'n klomp idees en ek dink dit is maar wat ons nodig het, jy weet, om 'n paar idees te kry en 'n paar persepsies te kry van ervare mense. Julle verkoop nou niks van die plaas af voor die tyd nie en dit ook belangrike waarde en ons het so nou vanaf daaraan geraak. Op een of ander dag, julle begin by 45 bulle dink of dalk 'n bietjie meer en wat julle dink is goed genoeg en dan word hulle nog minder en tot so by 30 en raak nog bietjie minder dan of hoe streng mense op die dag wil wees. Deur nie diere van die plaas te koop nie net op 'n produksieveiling te sit. Daar en dan nog deur 'n laaste skreen gaan. Binne vandag praat ons omtrent hier van 4 keer wat hulle geskreen word. Dit is ook 'n goeie manier om vir die koper te sê, maar hierdie is 'n redelike veilige plek om te kom koop en 'n goeie plek om te kom koop. Waar gaan jy plaas af? Ja, jy kan ook iets wat afgeskreen is vir wat hy dalk kan voel as 'n fancy point of 'n onnodige punt. Maar op 'n of ander dag is dit so belangrik om daai standaard wat jy het na die kommersiële vat en ek dink ek het ons tevore oor gepraat. Botswana praat hulle van 'n kommersiële kudde. Dit is julle as toekeelers se werk om die kommersiële kuddes te verbeter met dit wat julle geneties deel. Anders doen ons dit tog verniet. Nee, verseker. Ag, ja, ek dink dit is so aanvanklik toe ons in die beginjare was, het ons diere van die plaas af verkoop, maar ek dink deur dit te gedoen het ons in 'n mate jouself in die voet geskiet, want daar het dalk diere deurgekom wat dalk nie die moeite werd was nie. En die ander ding is om ons naam gestand te doen, moet ons diere aan die mark in die kommersiële mark en in die moet ons diere aanbied wat hulle waarde kan waarde toevoeg. En deur diere te verkoop van die plaas af, gebeur dit dat ek meen jy verkoop 'n dier en jy verkoop dit teen 'n minimale prys aan 'n ou en dan sien die buurman jy's die bil en sê maar hierdie bil het 'n fout en dan benadeel ons onsself. So ons het daarteen heeltemal besluit om kommersiële diere van die plaas af te verkoop. So ons wil werklik diere net aanbied wat werklik deur gekwalifiseerde keerders is aan die mark beskikbaar te stel. En dan aan die einde van die dag is dit ook so, ek meen 'n bil dra 50% van die gene toe. So as ons dan die regte bulle beskikbaar stel, gaan ons die kommersiële mark en dan die stoetbulle wat hulle opkoop, kan ons dan waarde by toevoeg. Dit is nog 'n belangrike deel, Koenpaal hier sê is, die bul se een van die bul se hoofdoel is om maar struktuur oor te vat. So hoe hy loop, hoe hy staan. Waar die vroulike kant, ek gaan nou by die vroulike kant kom. Toch dis waar die energie vandaan kom. Dit is waar die baie van die aanpasbaarheid en so aan kom van die vroulike kant af. En dit is net so kardinaal dat hierdie bulle uit goeie koeie uitkom. En so voor ek by julle aanbieding op die vroulike diere aankom, ons kyk na die koeie van die bulle wat op julle veiling, is dit, soos jy so na kyk, is dit koeie wat die moeite werd is? Ek weet, as ons kyk na van hulle dan, hulle goeie TKP's, is dit diere wat aangepas is in beheer? Ja, Tinus, ek dink dit is nogal belangrik om dit ook te sê. Dit is deel van die bil se eerste seleksie amper. Jy weet, dit is vir ons belangrik dat koeie elke jaar kalf. En dan is dit nie net belangrik dat sy elke jaar vir ons kalf nie. Dit is ook in die stoet is 'n retensiesyfer vir ons baie belangrik. Dit help nie 'n koei kalf elke jaar, maar sy het nie 'n retensiesyfer nie. Ek wil tog graag hê die kalwers wat sy gee moet terug kan kom stoet toe. Funksioneel moet hulle reg wees, struktureel moet hulle reg wees. Jy weet, so dit is belangrik vir ons dat ons bulle uit goeie koeie uitkom. Want dit word ook oorgedra na daai bil se nageslag toe. So ja, nee, dis vir ons definitief belangrik dat ons koeikudde so goed as moontlik kan wees. Ons sê altyd, jy weet, ons probeer die gaping tussen ons swakste en ons beste diere so min as moontlik kry. Ja, so dit is maar vir ons belangrik dat die koeie is maar die fabriek.
Ek het ons nou so gepraat oor PJ se gesprekke rondom wat hy voel oor aangepaste diere. Ek stem julle saam dat dis toe julle kyk aan die seleksie, julle kies nie noodwendig vir goed nie, maar teen goed, so julle dit wat nie groei nie gaan skuif, dit wat nie vir 'n paar is nie skuif, en dit wat dalk te is, word ook geskuif, en op 'n van die dag gaan dit as komhuistoeteling, soek ons hy middle of the road, is dit nie? By balans, ja. Hy balans. So as ons kyk na julle vroulike diere op aanbod, voor ons na die bulle kyk, ek dink dis die eerste jaar dat julle 'n klomp SP vroulike diere aanbied. Wat kan die ouens verwag? Ja, Tinus, nee, ons het baie nice vroulike diere hierdie jaar op ons veiling, die eerste keer wat ons hierdie roete stap, maar ek dink is belangrik en ek dink ons doen dit ook vir 'n doel, jy weet, om die vroulike diermark 'n bietjie te prikkel en om net 'n bietjie aandag te kry op ons vroulike diere, want die Bradford het 'n ongelooflike vroulike kudde. En hulle maak baie goeie moeders. Dis koeie wat kalf, dis koeie wat aanpas, dit is koeie wat vir jou goeie kalwers gee, jy weet, vir die voerkraal, vir ekstensiewe toestande. So ons trek so 'n bietjie aandag na ons vroulike diermark toe ook. Jy weet, en dis belangrik vir teelers om goeie genetika uit te ruil in terme van ons koeie en ons vroulike diere. Ons raak baie georiënteerd bil georiënteerd, jy weet, maar ek dink ons het nodig om so 'n bietjie vroulike diere ook uit te ruil onder mekaar, verseker. Ja, en dit is ook maar iets wat ouers kan van kyk, as julle is hier 'n redelike moeilike bek, is 'n redelik suur so by julle. Jy kyk hoe die winters nou lyk, dit is ons hierdie jaar laat winter, maar dit word maar vinnig en vroeg kyk. Ek dink hierdie koue wat hier deur is al die lig gras vrek presies dan. En dit is diere wat amper is jy kan amper iemand eendag maar sê jy kan nie hier boer sonder 'n bietjie mieliereste nie, want dit is anders te kry in hierdie winter want die gras is net niks werd nie. Diere wat hier aangepas is, die vroulike diere wat hier aangepas is, so van hier af skuif hulle na 'n bietjie toe is. Sit jy kan amper al garandeer dat sy gaan so pop as hy daai soetgras proe. Ervaar jy dit by mense dat so sê jy maar as ons diere skuif van kan ons sien dit gaan julle boer op 'n moeilike plek. Nee, verseker, ek dink reg oor die ras, jy weet, die Bradford ras, ek nie net van ons van Bonnier af nie, ek dink almal kan dit sê wat diere in die mark sit, in die Bradford genootskap, jy weet, ons diere pas regtig goed aan, ons het teelers in die Bosveld, so ons sit met kommersiële ouens in die Bosveld wat die by ons bulle koop, wat sê, hulle doen baie goed hier by ons. Ons sit ouens met ouens in die Kalahari wat gesê daar was hulle eers bekommerd geweest, maar toe is hulle aangenaam verras oor hierdie Bradfords daar doen. So ons het definitief 'n ras wat baie goed aanpas in verskillende areas. Kom ons praat gou so 'n bietjie oor twee bulle wat ek bietjie wil uithaal. Ek dink is ook twee spesiale bulle. En ek dink mense moet wragtig nie ander bulle wat op die veiling is afskryf nie, maar hier twee kom so 'n bietjie met 'n bietjie agtergrond en dat ek hou van die eerste bil is behalwe dat dit is Ewen is die bil se naam. Behalwe dat Ewen nou by ongelooflik goed gedoen het vir julle tot dusver binne in julle kudde en so, maar ek kan nou gaan meer daar uitbrei. Kom uit 'n ma uit met 'n goeie TKP. En dit is daarom as jy kyk wat ons nou gepraat het, dis lekker en dis belangrik. Waar het hierdie billetjie vir julle begin wys hierso is dalk ietsie moontlik? Ja, die ding is ek dink ons begin al klaar by speen. Eintlik hou jy ons maar dop van dat hy gebore is, maar by speen besluit ons al, jy weet, wat se bulle gaan moontlike of potensiële kuddevaars word en hy was net van die begin af 'n bil wat ons geweet het gaan 'n kuddevaar word, jy weet, hy kom uit 'n ma uit wat 'n TKP van 364 het. Ons het daar ongelukkig verloor, ek dink 'n jaar na Eben gebore is. Maar tot en met dan het sy vir ons gewys, jy weet, daar's regtig waar, daar's gewig wat sy vir ons dra hier in die stoet. En met geboorte het ons al gesien dat Eben hierdie ongelooflike mooi rooi vel het met daai suiwer wit bles en panda oë en wit in die onderlyn. En op speen kon jy al sien, dis 'n billetjie met baie sterk beenstruktuur, baie goeie voet onder hom, weet, en toe het ons al besluit ons gaan hom na fase C toets te stuur en nou daar het hy ook vir ons teruggekom met 'n goue meriete toekenning by die fase C. So ons het geweet, jy weet, genotipies en fenotipies is hierdie 'n bil wat ons in die stoet gaan gebruik en wil gebruik. Jy weet, en alles het net by mekaar gepas. Hy's net vir ons
baie naby aan die perfekte bil gewees. Maar jy het hom ek Fossil toe gevat, daar het hy goue minute gekry, hy's vlei sentraal toe, daar het hy uitgestaan. En ek moet sê, ek het hom 'n jaar na dit, het ek hom voor die weer gesien, tot myself, nee, die bil het dan regtig gepop. Soos hulle sê, kyk, op 'n tydjie net so 3-4 maande aan 'n bil gee, dan nie as klik aan, word hy net, kry jy daai manlikheid. Maar dit is lekker om so 'n bil te sien, en lekker om te sien hoe, as my so met die oog raap vat. Maar hy is ook die ras aangewys as 'n goue minute wil net, so, ja. Ja, Om te gaan Portobora. ja, so hy is Bloemfontein toe vir die fase C bilgroet toetsklas, ja, is hy het ons daar verteenwoordig. So nee, hy het soos jy sê, hy het regtig 'n mooi bil geword, en dit hulle nou die dag het hy gesê, weet, as dit nie seer maak om hulle te verkoop nie, dan doen jy dit nie reg nie. En ek moet vir jou sê, dit maak vir ons seer om hierdie ene te verkoop, maar ons het hom dan baie gebruik ook, ons het goeie nageslag van hom af, en ons voel dit is 'n goeie geleentheid om 'n bil soos hy vir ons teelers in die mark te sit en met hom verdere hoogtes te bereik. Die volgende bil waar ek wil praat is bietjie ouer. Jy het hom ook baie sterk in die kudde gebruik, TM18130. As mens kyk na so 'n bil binne in jou kudde wat jy reeds gebruik het en om dan te verkoop op 'n latere stadium, daar's baie voordele vir julle, maar die grootste ding is vir die koper is hy kan vir julle kan kyk wat staan op die grond. Wat het hierdie bil vir julle in die kudde gedoen? Ja. Ja, dit is 'n bil wat vir ons regtig baie beteken het. Ek meen, dit is 'n bil wat nie net geteel het in die kudde nie, maar ons het ook sy nageslag. Hy het ook vir ons bewys dat hy waarde kan toevoeg, en ons het ook baie van sy bulle het ons nou alweer op ons produksieveilings verkoop, en dan Johan sal 'n bietjie gesels oor Pieter Steff wat ook 'n nageslag billetjie is van hom. So ja, dis 'n bil wat regtig, en ek meen dis 'n bil wat nou amper 6 word, maar dit is 'n bil wat as jy hom nog gaan kyk, lyk hy perfek. Ja, ons kan praat van die bil het nog baie tyd en so aan, maar ook beproef is. En is lekker om te hoor dat jy al van sy bulle op veiling so koop. Dit beteken 'n jong teeler of iemand wat nou regtig voel hy moet sy kudde verbeter, of hy's dalk agter op 'n stadium of ons probleme, so middel van die pad beproefde bil is die ideale bil om te sê, maar kom ons trek gou 'n paar skewelyne reg hierso, kom ons bring hom in die kudde, want hy is beproef, hy is reg, en hy het vir hele jare gedoen, en dit is lekker om eintlik so 'n bil in die mark bekend te stel. Definitief, Tinus, ek dink dit is 'n baie veilige bil. Ek moenie skrik as jy hoor, hy word amper 6 nie, ek dink die bil gaan op vir jou 'n goeie 4 jaar diens doen. Ja, en hy is die vaar van Pieter Steff GM 2261 wat nou op Nampo gestaan het, wat baie aandag getrek het, wat 2024 deur PJ Butler en Hans Bester en Willemien aangewys is as die Bradford bil van die jaar. Jy weet, so die bil het sy deel gedoen hier vir ons definitief, en ek dink hy kan dit nie net noodwendig vir 'n nuwe Bradford teeler nie, maar ook vir jy weet, gevestigde ouens, jy weet, kan hierdie bil nog baie bied. Ons het net uit die aard van die saak nou baie nageslag van hom, en ons hou dan nou sy nageslag terug om verder te werk in ons stoet. So ek dink dit is ook 'n geleentheid vir ons om goeie afset vir hom te kry, om hom te laat gaan na 'n nuwe teeler toe. Ja, maar ek sê julle dankie vir 'n lekker gesprek. Ek het dit baie geniet, ek baie geleer, en ja, ons maak weer so. Dankie Tinus. As jy maak seker jy kom kyk hierso, ons sit julle alles wat julle moet nodig het op die veiling, jy moet bel, waar jy moet wees, hoe laat jy moet wees, jy onderneer. En ja, is altyd lekker om hierso of by hulle te kom gesels oor die Bradfords, mense met passie en liefde, en dink jy kan fout maak nie. Tot die volgende keer, totsiens.